Goeiemôre vriende, dit is vandag donderdag 18 Junie 2026. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. O Heilige Gees, ons kom plaas ons hande in die Vaderhande, ons lewens in die Vaderhande. Here, en dan kom gee vir ons in die Psalm 1 kom sê die psalmdigter vir ons die volgende: Waarlik die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Here, ek vra ons vir U dat U inderdaad vir ons op hierdie pad sal lei in die besluite wat ons elke dag moet neem. Ons kom vra U goddelike wysheid en insig, Here, deur die Heilige Gees. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, dan gaan ons aan hierso in Hebreërs nog steeds met die geloofsgoed. Ons het sê aan mekaar vir mekaar so die konteks. Die konteks is Hebreërs skryf hierdie mense wat vervolg word, wat swaar kry, wat moedeloos is, wat wil selfs oorgaan weer terug na waar hulle gekom het. En nou kom skryf hy hierdie brief en kom sê hy vir hulle, hoor hierso, nou al die goed wat ons voor die tyd ook al gesê het, kom sê hy, hoor hierso, kom ek sê net gou vir julle wat geloof is. Geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop en om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. En dan kom vertel hy vir ons van Abraham en hy kom vertel vir ons inderdaad van nou Abel en hy kom vertel vir ons van Noag, kom vertel en hy kom sê wie eintlik waar dit gaan, kom sê hy vir hulle en vir ons vandag. Eintlik gaan dit dat ons bywoners op hierdie aarde is. Eintlik gaan dit 'n beter vaderland wat vir ons in die vooruitsig lê. En dan gaan hy kom sê vir hulle, julle leef nie net vir julleself, julle is net bywoners nie. So julle leef God Jesus uit hier waar julle is, mense moet dit sien, omdat hierdie vaderland wat julle die aarde noem, is net tydelik. Julle is net bywoners nie. En dan sit asof hy weer in die ratte gaan, dan begin hy weer by Abraham en sê hy, Abraham is op die proef gestel en getoets. Ons het nou gister 'n bietjie daaroor gepraat, ek kies tog. En hoe ons dit sien en met Isak en hoe hy hom op die ouene wou slag en dan gee hy vir hom die bokkie. Ons het 'n bietjie daar gepraat. En dan gaan hy aan asof hy vir hierdie mense net wil sê, kom ek sê vir julle, hoe baie mense is hier wat geglo het. Hierdie mense het genuine geglo, alhoewel hulle omstandighede baie keer swak was, het hulle geglo. Kom sê hy vir hulle net, so julle wat in hierdie situasie is, wat vervolg word en wat wil moedeloos raak en amper wil weghardloop, byt net vas, is amper wat ek kom hoor sê vir hulle. En dan praat hy so oor Isak wat geglo het, hy praat oor Jakob wat geglo het, hy praat oor Josef wat geglo het. En dan sien ons ken die hele verhaal van Josef waar hy in die put gegooi is, liewe vriende, en daar in die put, sy broers wou eintlik hom doodmaak, en Benjamin hom op die ouene verkoop, hulle hom op die ouene verkoop het, aan mense wat slawehandelaars was, verkoop in Egipte, beland in die tronk, eers met wat is die ou se naam tog, Potifar se vrou wat hom probeer verlei, en dan as hy sê hy kan nie dit teen die Here doen nie, dan maak sy groot belawe om te sê, maar jy het my probeer verlei, en dan smyt hulle hom in die tronk vir 'n ruk, en daar het hy die bakker en die skinker ontmoet, en hy kon drome uitlê, en so op die ouene raak hy onderkoning, en so op die ou einde, heel op die ou einde, dan kom dit uit, maar hy uiteindelik is hy geplaas daar om vir sy mense te voorsien, toe het erge hongersnood was, kon hy gesorg het dat hulle nie doodgaan nie. En so is die hele volk Israel eintlik gered deur Josef daai tyd, omdat hy in God geglo het en wat die hele tyd in hom vasgehou het. Dit is wat Josef was. Dit was sy roots waarna hy die hele tyd vasgehou word, en weet hy, maar dis nie hulle wat hom eintlik op die ouene daai gekry het. Dit was God gewees, Vir hom was dit 'n beproewing, 'n toetsing. Ek dink daardie tyd het hy gesê, okay, maar dis eintlik ook God se plan gewees, nie 'n toetsing soos hierdie, meer God se plan gewees om hom daar uit te kry. Maar ek dink dit moes vir hom 'n beproewing gewees het in die hart van die saak, om eers in die put gegooi te word, dan vir God uit te kom, eintlik by Potifar se vrou, as gevolg daarvan word in die tronk gesmyt, maar op die ou einde is 'n goue draad wat deurloop, hoe die Here die hele tyd by hom is, en wat hulle eintlik, wat hierdie Hebreërs skrywer eintlik ook vir hulle wil kom probeer sê, om te sê, hoor hierso, kyk 'n bietjie na Josef, Josef was nie sommer net, en hulle is nou baie besig om baie
klein van Josef te vertel. Hy sê, maar ek neem aan, het sy gehoor, het geweet van Josef in die agtergrond. Daarom noem hy dit, en hy sê, omdat Josef geglo het hy kort voor sy dood melding gemaak van die uittog van die Israeliete en opdrag gee vir die band met sy liggaam, wat met sy liggaam moet gebeur. Maar ek dink die Hebreër storie weet hulle ook, en daarom noem hy dit, dat Josef het geglo en geweet, God het 'n plan met sy lewe, alhoewel dinge die mekaar gelyk het asof dit geen sin maak, toe die put beland het, toe hy in Potifar se vrou, sy huis beland het, die regte ding gedoen het, die tronk gesmyt is nie. Op die ou einde dan sien hy, maar dit is 'n goue draad wat deurloop hoe God die heeltyd eintlik beplan het om Israel, vrou Jakob, hulle en almal te red, om hulle te red sodat hulle op die ou einde as Israeliete kan voortgaan, né? So ja, dit's maar net weer eens dat die Hebreër skrywer vir hierdie mense kom sê, let op na die geloof van Josef, né? Ek wil nou aangaan, maar ek dink ek moet aangaan nie. Kom ek stop eers daarso. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy nabyheid ervaar. Amen.